Maar daar's so baie mense wat voel hulle moet eers geld hê om goed te kan doen in die lewe en dis nie altyd die geval nie. Jy kan soms met jou tyd gee, jy kan soms met jou komplimente gee en jy kan soms net met jou aksies ook iets goed vir iemand doen. Toe ek op universiteit was, ek het geld gehad nie, ek was 'n student en toe my ouers uiteindelik sente bymekaar geskraap het om vir my 'n tweedehandse motortjie te koop, het ek toe besluit maar ek wil die motor gebruik om bietjie goed te doen en ek het toe by 'n vroue safe house gaan volunteer werk doen. Dis een van die maniere wat ek toe besluit het nee, ek moet teruggee. Maar daar was baie tye waar jy weet, ek was nie in 'n posisie waar ek finansiëel kon ondersteun nie, maar dan gee ek my tyd en soms soek mense net daai bietjie one-on-one koneksie en dit gaan ver want as jy mooi dink, die wêreld is nou so digital. Ek bedoel kyk ons twee gesels nou oor 'n video call en mense mis dit om daai daai face-to-face interaction te hê. En ek vind dat as jy net kwaliteit tyd met iemand kan spandeer, na hulle te luister, kan dit baie, baie ver gaan. So vir enige iemand wat goed wil doen en hulle voel hulle het nie die hulpbronne om dit te kan doen nie, jy weet, gebruik jou tyd, luister en gee aandag, dit sal baie ver gaan. Ek gaan nou met jou deel ietsie wat Carl altyd met my deel, my mede co-host, Carl Wasey. Hy sê altyd vir my, you are human first before you are presenter. En ek dink dis wat ek baie vir myself moet herinner. Want soms dan maak jy 'n fout, dan is jy so hard op jouself, of jy sê ietsie verkeerd en jy sê, jy weet. En dan moet jy jouself maar net bietjie herinner, maar hang on, ek is ook net mens, en alhoewel ek lief is vir wat ek doen, dit kom teen 'n prys. Jy weet, jy het baie min tyd vir jouself, jou privaatheid is baie min. Jy weet, jy gee so baie van jouself aan ander mense, dat jy soms vergeet om 'n bietjie aandag aan jouself te gee, maar wat vir my help om net my beste te kan wees, is om kwaliteit tyd met my verloofde te spandeer, om my familie te sien. Ek het goeie vriendinne, ek en my vriendinne doen elke woensdag aand 'n girls dinner, so ons vat beurte om die ete te host, en dit is net letterlik waar ons bymekaar kom in die week waar ons kan gesels oor die goeie goed, die slegte goed, die goed wat ons oor vrees, die goed waaroor ons na uitsien, en dit is net iets wat my beker altyd volhou. Baie dankie Vanessa. Ons is so gelukkig. Ja, ons was saam op hoërskool, so hy ken my al vanaf ek 13 jaar oud is. Maar ek dink wat vir my baie spesiaal is omdat ons nog altyd net goeie vriende was tot verlede jaar toe ons nou bietjie meer as net vriende geword het. So ons het nou 'n goeie vriendskap en ek verstaan nou uiteindelik wat mense sê jy trou met jou beste vriend. So ek sien verskriklik uit na 'n getroude lewe. Ek weet nie wat dit gaan wees wat my dalk gaan verras nie. Ek bedoel ons kom verskriklik goed oor die weg. Ons is baie dieselfde in terme van hoe ons dinge in die huis vanhou, hoe ons, jy weet, die lewe aanpak, so dit maak dit al klaar baie maklik. Ja, so ek sien verskriklik uit na 'n getroude lewe. Die enigste ding wat nou vir my 'n bietjie uitstres is obviously om troue te beplan. Want ek het altyd gedink aan, jy weet, hoe die getroude lewe gaan wees. Ek het nooit eintlik aan die troudag gedink nie, en nou dat ek dit moet beplan, is dit nogals moeilik. Maar ons het 'n datum, ons gaan in November trou, en dis maar al wat ons het. So ons het nog baie beplanne om te doen. Maar ek wil net vir jou sê, baie dankie. Dit was nou verskriklik lekker om met jou te gesels.